14 Junie. Ons kies die beste vir ons gesondheid. Versigtigheid verseker goeie gesondheid. Want ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou van jou wonde gesond maak, spreek die Here. Jeremia 30 vers 17. Dis nie naarstige werk of harde studie wat die verstand laat sluit of ingee nie. Dit word eerder veroorsaak deurdat mense die verkeerde kos op die verkeerde tyd eet en dat hulle die gesondheidswette verontagsaam. Deur ongereeld te eet en te slaap, verswak mens jou brein. Die apostel Paulus het gesê dat die mens wat 'n hoë geestelike pyl wil bereik, in alles matig moet wees. Wat ons eet, drink en aantrek, het alles 'n regstreekse invloed op ons geestelike opwassing. Gesondheid is 'n seëning wat deur min mense gewaardeer word. Talle mense eet ontydig sonder om die gesondheidswette in ag te neem. Dan word die verstand benewel. Hoe kan God die menslike verstand verlig as hulle van gewoonte so onverskillig is? Hulle so min steur aan die lig wat God hulle hieroor gegee het. Die lewe is 'n heilige pand en net God kan ons in staat stel om dit te bewaar en tot sy eer te gebruik. Maar as mens nie teen hom werk nie, sal hy wat die wonderlike liggaam gemaak het, hom veral daarop toelê om dit gesond te hou. Gesondheid, lewe en geluk is die gevolg van gehoorsaamheid aan natuurwette wat ons liggame reël. As ons wil en ons weg met Gods wil en weg saamval, as ons Skepper gehoorsaam, sal hy die mens se liggaam in 'n goeie toestand bewaar en die sedelike, verstandelike en liggaamlike kragte herstel, sodat hy deur ons tot sy heerlikheid kan werk. As ons in hierdie werk met hom saamwerk, sal ons gesondheid en geluk en vrede hê en ons sal bruikbaar wees. Hy het nie vir ons gesterf, sodat ons aan slegte gewoontes verslaaf kan raak nie, maar sodat ons seuns en dogters van God kan word, wat hom met die krag van die hele wese dien. My dierbare jong vriende, vorder stap vir stap, totdat julle gewoontes met die lewens- en gesondheidswette ooreenstem.